Ons is in Spreuke hoofstuk 6, ons gaan kyk na verse 16 en die begin van vers 17, maar ons lees tot vers 19 vir konteks. Spreuke 6 vers 16 en dit lees dan so: Hierdie 6 dinge haat die Here, en 7 is vir sy siel 'n gruwel. Trotse oë, 'n leenagtige tong, en hande wat onskuldige bloed vergiet, 'n hart wat onheilsplanne beraam, voete wat haastig na die kwaad toe loop, een wat as valse getuie leuns uitstroei, en tussen broers tweedrag saai. Net so ver in ons skrif vandag. Kom ons buig vir die hoofde. Here, ons dankie vir die woord, en ons dankie dat dit die waarheid is. Here, ons gebed is in hierdie oggend. Mag die Gees in ons midde werk. Mag ons die woord aanneem, o Here. Mag U ons lei, Here, om onsself te verneder voor U, nederig te wandel voor U, sodat Here U ook in ons harte kan werk. Maar help ons, o Here, om onsself te verootmoedig. Want ons is maar nietige en trotse mense. Maar Here, in hierdie oggend pleit ons by U. Maak, o Heer, dat ons die woord hoor. Wees ons genadig in dit, Here. Want ons is maar sondaars en ons het 'n redder nodig. Ons vra dit in die naam bo alle name, Jesus Christus. Amen. Ons het laas gekyk na die begin van hierdie gedeelte, naamlik verse 12 tot 15, wat dan handel oor die deugniet, of althans die niks werd, soos wat baie vertalings het vertaal. En so het ons gesien dat die niks werd in eenvoudige terme eintlik maar net 'n skelm persoon is wat voordeel vir homself wil trek op 'n onetiese manier en in baie gevalle tot nadeel van ander. En so staan dit ook in oppositie met die vorige gedeelte waar ons gelees het dat ons hard moet werk, ons moet nie lui wees nie. Ons moet na die muur gaan en wys word, sê die skrif. Maar as ons nie bereid is om na God se skepping te gaan, om na God se skepping te kyk en om wysheid te verkry, of volgens sy ontwerp op te tree, maar eerder 'n deugniet en 'n leiaard wil wees, as ons nie bereid is om net na die skepping te gaan en te kyk hoe dinge werk nie, sê die skrif, ons is in niks werd. Ons raak iets van geen waarde nie, sê die skrif. En wanneer ons van geen waarde is nie, dan raak ons juis die teenoorgestelde as dit hoe die Here ons geskaap het. Hy het ons waardevol geskaap, hy het ons van waarde geskape. Of soos Psalm 8 vers 6 vir ons sê, waar koning Dawid van die mens sê, U het hom 'n weinig minder gemaak as 'n goddelike wese, en hom met eer en heerlikheid gekroon. Dit is wat die mens is, en hoe die Here ons almal geskaap het, weinig minder as 'n hemelse wese. Maar die deugniet het afvallig geraak van hierdie ontwerp, en so ook homself iets van geen waarde gemaak. Maar so moet ons altyd in gedagte hou wat God se ontwerp vir dinge is. Want solank as wat ons lewens lewe in ooreenstemming met sy ontwerp, is dit goed en dit is reg en dit is van waarde. Solank ons volgens sy ontwerp optree. Maar sodra ons afwyk van God se ontwerp af, is ons op 'n gevaarlike pad om niks meer werd te word nie. Of althans om 'n niks werd te word nie. 'n Huwelik wat nie uit een man en een vrou bestaan nie, is 'n niks werd huwelik. Dis niks werd nie. Dis afvallig. 'n Huishouding waar die vrou regeer is afvallige huishouding. En teenstrydig met God se ontwerp. Jou finansies is niks werd en van geen waarde indien dit nie in ooreenstemming met God se ontwerp daarvoor is nie. En kinders wat nie in God se weë grootgemaak word volgens sy ontwerp nie, draai baie keer uit juis om die einste deugniete of niks werde te wees, waarvan die skrif praat. God se ontwerp is ooglopend in sy skepping en die skrif ondersteun dit wat ons in die skepping sien. Die skrif en die skepping ondersteun mekaar. God se ontwerp en sy woord ondersteun mekaar. Want die skepping kom van die Here af. En die woord kom van die Here af. En die Here gaan nie homself weerspreek nie.
En sodra ons teen daardie ontwerp gaan, dan tree ons op nie net teenoor die ontwerp nie, maar ook teenoor die ontwerper. En daardie ontwerper is natuurlik die Here. Indien jy optree volgens God se ontwerp, dan is jy van waarde. Indien jy nie optree volgens God se ontwerp nie, dan is jy van geen waarde nie. Want jy doen nie meer dit waarvoor jy ontwerp was nie. En dieselfde geld vir ons geloofslewe. Ons lees in Matteus 5 vers 13, julle is die sout van die aarde. Dis wat ons as gelowiges is, of altans behoort te wees. Julle is die sout van die aarde. Maar, as die sout laf geword het, waarmee sal dit gesout word? Dit deeg nêrens meer voor, as om buite gegooi, en deur die mense vertrap te word nie. Jy is niks meer werd nie. Ons is die sout, maar as ons nie meer optree as die sout nie, en as ons nie meer sout is nie, soos wat ons ontwerp is om te wees nie, dan word ons verwerp, want ons is van geen meer waarde nie. Dit deeg niks meer as om buite uitgegooi te word, en om vertrap te word in die strate nie. En soos die skrif ons leer, wat help dit ons? Ons is die lig van die wêreld, maar ons sit daardie lig of daardie lamp onder 'n maatemmer, en so meer. Laat ons eerder ag op God se ontwerp, en so ook sy naam verheerlik deur om volgens daardie ontwerp te lewe. Maar om dan aan te sluit by die gedeelte oor die deugniet of altans die niks werd, sê Salomo dan in vers 16, hierdie 6 dinge haat die Here. En 7 is vir sy siel 'n gruwel. Nou is Salomo onseker oor hierdie saak? Is Salomo besig om te hakkel? Want hoekom sê hy eers 6 en dan praat hy van 7? Weet hy nie waarvan hy praat nie? Is hy onseker oor hierdie storie? Weet hy nie hoeveel dinge die Here haat nie? Maar eerstens, soos ons in ons inleiding genoem het, Spreuke is 'n poëtiese boek en maak dus van digkuns gebruik. En soos ons ook al voorheen genoem het, Hebreëse gedigte maak nie gebruik van ryming soos ons gedigte van beryming gebruik maak nie. Maar sal onder andere dieselfde konsep 2 keer herhaal, maar net met verskillende woorde. En met ander woorde, die dinge wat die Here haat, soos ons aan die begin van daardie vers lees, is niks anders as die dinge wat vir hom 'n gruwel is in die tweede helfte van daardie vers nie. Die dinge wat hy haat en die dinge wat vir hom 'n gruwel is, dis dieselfde konsep. Dieselfde ding word oorgedra. Maar dis digkuns. Hebreëse digkuns waar dieselfde konsep 2 keer herhaal word, maar met verskillende woorde. En om nie 2 keer dieselfde ding te sê nie, want dit is hoe Hebreëse digkuns gewoonlik werk, begin hy eers met 6 en hy verander dit dan na 7, en so bou hy ook 'n klimaks in hierdie digkuns van hom in, of in hierdie poësie in. Dit is nie dat Salomo onseker is oor hierdie saak nie, inteendeel, hy is bloot besig om van algemene digkuns gebruik te maak, en so sien ons dit ook op baie ander plekke in die Bybel. Ons sien dit gereeld in die Bybel. In Spreuke 30 vers 18 tot 19 lees ons, 3 is dit wat vir my te wonderbare is, ja 4 wat ek nie begryp nie. Amos 2 vers 1 sê, so sê die Here, oor 3 oortredinge van Moab, ja oor 4 sal ek dit nie afwend nie. In Job 5 vers 19 lees ons, in 6 benoudhede sal hy jou red, ja in 7 sal geen onheil jou tref nie. Hierdie mense is nie onseker nie. Hulle is nie dat hulle nie weet wat aangaan nie. Dit is digkuns. Job is 100% seker van dit wat hy sê. En Job is 'n poëtiese boek en word geklassifiseer ook as 'n poëtiese boek, saam met psalms, saam met Spreuke, saam met Prediker en saam met Hooglied. En daardie 5 boeke staan algemeen bekend as die poëtiese boeke van die Bybel. Maar ons sien dan in die opvolgende verse dat hierdie 7 dinge gelys word, maar eerstens die eerste 5 wat ook handel oor liggaamsdele. En ons sien hierdie handel oor liggaamsdele wat nie gebruik word volgens God se ontwerp nie. Waar ons lees in verse 17 tot 18, ons gaan nie nou alles kyk vandag nie, maar ons sien dit dat God haat trotse oë, 'n leenagtige tong,
en hande wat onskuldige bloed vergiet, 'n hart wat onheilsbeplanne beraam, voete wat haastig na die kwaad toe loop. En die Here haat hierdie dinge, want dit is nie waarvoor die oë en die tong en die hande en die hart en die voete gemaak is nie. Hy haat dit, want dis nie waarvoor dit gemaak is nie. Dit tree op teen sy ontwerp. En die Here haat hierdie dinge, want dit staan direk in opposisie met sy ontwerp. En oë van trots, waarna ons dan ook vandag kyk, is presies wat gelei het, dat ons in 'n gefalle wêreld woon. Oë van trots is presies wat gelei het, dat ons in 'n gefalle wêreld woon. En ons lees in Genesis 3 vers 4 tot 6, daar staan, toe sê die slang vir die vrou, julle sal gewis nie sterwe nie. Maar God weet dat as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan. Sodat julle soos God sal wees, deur goed en kwaad te ken. Toe sien die vrou, dat die boom goed was om van te eet, en dat hy 'n lus was vir die oë. 'n boom wat 'n mens kan begeer om verstand te verkry. Dit was haar oë wat gesien het, dat die vrug goed was om van te eet, sodat haar oë kan oopgaan, om soos God te kan wees. Oë van trots. En interessant, die eerste keer waar oë genoem word in die Bybel, is hier in Genesis hoofstuk 3, by die val van die mens, as gevolg van hulle trots. Dis die eerste keer waar oë genoem word in die Bybel. Is waar ons lees van trotse oë, want die mens wil wees soos God. En die Here sê in Psalm 101 vers 5, hy wat hoog van oë is, en trots van hart, hom verdra ek nie. En dit is presies wat by die val van die mens gebeur het, waar ons ook die eerste keer in die Bybel van oë lees. Die tweede keer wat ons van oë lees, in die Bybel, lees ons in Genesis 6 vers 8. Dis die tweede keer wat oë na vore kom. En daar sal staan weer, maar Noag het genade gevind in die oë van die Here. Dis die tweede keer wat ons daarvan lees. Noag het genade gevind in die oë van die Here. En hierdie is ook ons enigste twee opsies wat ons het. Of ons het oë van trots, en die Here haat ons, en hy verdra ons nie, soos die skrif sê. Of ons is nederig, en die oë van die Here sien ons in genade aan, soos sy oë ook Noag in genade aangesien het. Die nederige persoon poog nie eers om soos die Here te wees nie. Die nederige persoon poog nie eers om homself te red nie. Die nederige persoon kyk nie na homself nie, maar kyk na die Here. Die nederige persoon verhef nie homself bo die Here nie, maar verootmoedig homself voor die Here. Die nederige persoon sê, soos ons lees in Psalm 123 vers 1 en 2, ek slaan my oë op tot U wat in die hemel troon. Dis waarvoor die nederige persoon sy oë gebruik. Ek slaan my oë op tot U wat in die hemel troon, kyk soos die oë van die knegte is op die hand van hulle Heer, soos die oë van die diensmaagd is op die hand van haar meesteres. So is ons oë op die Here onse God, totdat hy ons genadig is. Totdat hy ons genadig is. Die nederige persoon verhef nie homself of poog om enigsins homself te regverdig, of om homself te red, of om iets te doen sodat ander mense oor hom kan roem nie. Die nederige persoon is die persoon wat sy oë op die Here rig, want ons besef ons het genade nodig, en ons haal nie ons oë van hom af, soos die psalmskrywer sê, totdat hy ons genade bewys het nie. Want ons het dit nodig. En daarom lees ons ook in Psalm 121 vers 1 en 2, ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? Hoekom vra hy dit? Want dit kom nie van homself af nie.
Dit kan nie en dit sal nie. Ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. En hierdie skrif sluit ook aan by laasweek se preek in terme van God se voorsienigheid. Want ons is geneig of althans geïndoktrineer om ons oë op te slaan na onsself. Of om ons oë op te slaan na die onderwysers wat ons moet help om ons kinders groot te maak, of om ons oë op te slaan na die regering. Ek slaan my oë op na die regering, waar sal my hulp vandaan kom? Want die regering moet vir my mediese hulp bied, hulle moet vir my SASSA gee vir my ou dag, hulle moet vir my beskerming voorsien, hulle moet vir my skoon water voorsien, hulle moet vir my rioolpype voorsien, hulle moet vir my alles voorsien wat ek nodig het. Ek slaan my oë op na die regering. Want daar sal my hulp vandaan kom. En so is ons so geïndoktrineer dat ons geensins meer op die Here hoef staat te maak nie. Maar so ook, as jy al jou hoop in die regering sit, dan sal die regering ook oor jou regeer. Maar as jy hoop op die Here sit, sal hy oor jou regeer. En die rede hoekom ons soveel vertroue in mense plaas, is omdat ons soveel vertroue in onsself plaas. Maar as ons besef hoe gevalle ons is, en hoe sondig ons natuur nog binne ons is, sal ons ook besef dat mense wat nie die gees van God het nie, 1000 keer erger is. Ons plaas ons vertroue op mense, want ons vertrou op onsself en ons is ook 'n mens. En as ons op onsself kan staat maak, dan kan ons staat maak op ander mense. Om God se rol te vervul. Dit is die natuurlike gang wat mense volg wat oë van trots het. Ons is so trots, ons vertrou onsself en daarom kan ons ook ander mense vertrou, want ons is 'n mens en ons kan 'n mens vertrou en daarom kan ons ook ander mense vertrou om vir ons te voorsien in alles wat ons nodig het. Ons slaan nie meer ons oë op na die berge en vra, maar waar kom ons hulp vandaan? Ons hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Want ons het 'n alternatief gekry. En so vertrou ons op die voorsienigheid van mense en hulle strukture en die regering en besef nie waar ons hulp werklik en alleenlik vandaan kan kom nie. Want daar is net een wat alles geskaap het. En ook in beheer is van hierdie skepping. En dit is die Here. En hy alleen. En dit is daar die einste rede hoekom die psalmskrywer dan kan sê, ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Hoekom is op die Here? Want hy die hemel en die aarde gemaak. En as hy het gemaak het, wel sekerlik is hy ook in beheer van. Nederige oë is die wat vertrou in God se voorsienigheid. Maar as ons nie weet wie die Here is nie, kan ons nie anders as om trotse oë te hê nie. Want as ons nie weet wie die Here is nie, gaan ons ook nie op hom vertrou nie, maar op onsself of op ander mense wat ook gevalle is. Koning Dawid stel sy nederigheid so. En hy skryf in Psalm 131 vers 1-3, O Here, my hart is nie hoog en my oë nie trots nie. Ook wandel ek nie in dinge wat vir my te groot en te wonderbaar is nie. Waarlik, ek het my siel tot bedaring gebring en stil gemaak, soos 'n gespeende kind by sy moeder, soos 'n gespeende kind is my siel in U. Wag op die Here, o Israel, van nou af tot in ewigheid. Hy wandel nie in die dinge, sê hy. Hy sê hy het nie oë van trots nie, want hy wandel nie in dinge wat vir hom te groot en te wonderbaar is nie. Met ander woorde, hy is eenvoudig. Hy lewe 'n lewe van eenvoud. Hy is eenvoudig.
En hy hou homself op met eenvoudige dinge. Nie dinge waarin hy kan roem, of met dinge sodat hy kan roem nie. Nee, hy hou homself op met dinge van eenvoud, wat nie te groot is vir hom nie, en nie te wonderbaar is vir hom nie, sê hy. En daarom lees ons ook in Psalm 116 vers 6, die Here bewaar wie? Die eenvoudig is. Ek het swak geword, maar hy het my gehelp. En hierdie eenvoudigheid van hart sien ons ook onder die apostels. Waar ons onder andere lees in Handelinge 2 vers 46, en dag vir dag het hulle eendragtig volhard in die tempel en van huis tot huis brood gebreek en hulle voedsel met blydskap en eenvoudigheid van hart geniet. Handelinge 4 vers 13, en toe hulle die vrymoedigheid van Petrus en Johannes sien en verstaan dat hulle ongeleerde en eenvoudige manne was hulle verwonderd en het hulle as metgeselle van Jesus herken. Maar selfs al was hulle geleerde manne, sou hulle nog steeds gekenmerk gewees het aan hulle eenvoud. En ons weet dit, want Paulus was 'n geleerde man. Die disippels was dalk nie, hulle was dalk net vissermanne, maar Paulus was 'n geleerde man. Hy was 'n fariseer van fariseërs, sê hy. En hy het sy geleerdheid gekry onder Gamaliel, sê hy, en Gamaliel was deel van die Sanhedrin, en hy was bekend onder al die volk. Dis waar Paulus sy geleerdheid gekry het. En Gamaliel was in aansien by die hele volk. Maar ook hy sê, in 2 Korintiërs 1 vers 12, want ons roem is dit, die getuienis van ons gewete, dat ons in eenvoudigheid en reinheid van God, nie in vleeslike wysheid nie, maar in die genade van God in die wêreld verkeer het en veral by julle. Die Here haat die oë van trots. Dit is vir hom 'n gruwel, soos ons skrif sê. Die oë van trots het nie eenvoudigheid lief nie. Die oë van trots wil slim wees, of soos Paulus dit noem, vleeslike wysheid hê. Die nederiges van hart of die eenvoudiges se begeerte is nie na vleeslike wysheid om slimmer as ander te kan wees, sodat hulle self oor hulle kan roem nie, of in hulle self kan roem nie. Nee, hulle soek 'n wysheid wat nie van hulle self afkom nie, maar 'n wysheid wat van die Here afkom. Iets buite hulle self. Die nederiges wil na die skepping gaan, en hulle wil na die skepping gaan om wys te word. Want hulle weet daardie skepping is gemaak deur iemand wat oneindig groot is in hulle wysheid, naamlik die Here. Die nederiges gaan na God se woord, want dit is 'n woord wat nie uit menslike intellek gebore is nie. Die nederiges gaan na God se wet, want sy wet is volmaak. Psalm 19 vers 8, die wet van die Here is volmaak, dit verkoop die siel, die getuienis van die Here is gewis, dit gee wysheid aan die eenvoudiges. Dit gee wysheid aan die eenvoudiges. Die eenvoudige gaan nie na God se woord en probeer dit interpreteer op 'n manier om hulle oortuigings te pas nie. Dis nie wat die eenvoudiges doen nie. Die eenvoudiges gaan nie na God se woord en herinterpreteer dit nie. En gaan om hulle wysheid daartoe te pas nie. Nee, hulle gaan soontoe om wysheid te kry. Want dit is klaar volmaak. Ons moet net kry. En net soos wat 'n eenvoudige nie na 'n breinchirurg toe gaan en vir hom sê hoe om op 'n brein te opereer nie. So gaan die eenvoudige in God se koninkryk nie na God se woord toe en maak voorstelle nie. Dis dieselfde. Ons gaan nie na 'n breinchirurg of 'n neurochirurg toe en sê vir hom dis hoe jy hierdie brein moet opereer nie.
En so gaan ons ook nie na God se woord toe om voorstelle te maak nie. Om dit te herinterpreteer nie. Die eenvoudige lees die woord in eenvoud. En as die woord iets sê, dan is dit wat die woord sê. Eenvoudig. Psalm 119 vers 130. Die opening van u woorde gee lig. Dit maak die eenvoudiges verstandig. Die opening van u woorde gee lig. Dit maak die eenvoudiges verstandig. Die wat nie eenvoudig is of wil wees nie, bring hulle eie lig na die skrif toe. En so handel ons ook nie volgens die skrif en in eenvoud met dinge soos ons finansies of ons kinders of met die kerk nie. Hoe die skrif sê ons hierdie dinge moet hanteer, is eenvoudig. Die skrif is nie moeilik nie. Dit is die hoogmoediges van hart wat die skrif wil kompliseer en moeilik maak. Dit is die hoogmoediges van hart wat dit wil doen. Die Bybel ondersteun die patriargie, maar ons soek uitsonderings om dit te kompliseer. Ons wil die patriargie moeilik maak en ons wil die waters bietjie modderig maak. Ons kompliseer dit, sodat ons ons eie gevolgtrekkings kan maak. Want die Bybel ondersteun die patriargie. Dis eenvoudig. 'n kind moet sy of haar moeder en vader eer. Dit is eenvoudig. 'n kind moet sy ouers eer. Dis eenvoudig. Maar ons kinders is die uitsondering. Hulle kan maar wees. Nog 'n voorbeeld, ons lees in 1 Korintiërs 11 en ons kompliseer 'n baie eenvoudige skrif in 1 Korintiërs 11 deur om met dinge op te kom soos prostituie wat hulle hare geskeer het in Korinte, wat nie as histories bewys kan word nie. Die woord is nie moeilik om te verstaan nie. Dit is baie eenvoudig. Dit is ongelooflik eenvoudig. Die ou paaie is eenvoudig. Dit is die oë van trots wat dit wil kompliseer. Want hoe moeiliker ons die skrif kan maak, hoe makliker kan ons dit verdraai. Hoe moeiliker ons die skrif kan uitmaak om te wees, hoe makliker kan ons dit verdraai. Hoe moeiliker ons die skrif uitmaak om te wees, sodat dit in duisternis verkeer, hoe makliker kan ons eie lig na die skrif toe bring. Om ons eie lig daarop te skyn. As ons die woord net donker kan maak, dit kan nie lekker verstaan word nie, ons maak dit moeilik, maak dit donker, wel ek sal my lig bring. Terwyl die skrif sê, maar die woord is die lig. Dis eenvoudig. Dis vir die eenvoudiges. Ons moet dit net oopmaak en dit skyn daai lig. Dis nie moeilik om te verstaan nie. Maar in ons trotsheid wil ons dit nie eenvoudig maak nie. Want ons wil nie eenvoudig wees nie. Ons wil hier trots wees en ons eie verduidelikings na die skrif toe bring. Eie interpretasies, ons eie lig daarop skyn. Terwyl die skrif nie moeilik is om te verstaan nie. Maar om af te sluit, hierdie 6 dinge haat die Here. En 7 is vir sy siel 'n gruwel. En die eerste wat gelys word, is trotse oë. En dit is nie 'n geval van die Here is lief vir die sondaar, maar hy haat die sonde nie. Nee, dit is 'n valse lering. Die Here stuur nie die sonde hel toe nie. Hy stuur die sondaar hel toe. En daarom lees ons ook in Spreuke 16 vers 5. Elke hoogmoedige van hart is vir die Here 'n gruwel. Met ander woorde, die persoon wat 'n hoogmoedige hart het, dit is daardie persoon wat vir die Here 'n gruwel is. En so moet ons onsself die vraag vra: het ons die eenvoudigheid lief? Het ons die eenvoudigheid lief? Die eenvoud van die woord. Want soos die skrif ons leer, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. En Jesus sê self in Lukas 18 vers 14, want elkeen wat homself verhoog, sal verneder word.
En hy wat homself verneder, sal verhoog word. En daardie skrif gaan dan aan om te sê in verse 15 tot 17, en hulle het ook die klein kindertjies na hom gebring, sodat hy hulle kon aanraak, en toe die disippels dit sien, het hulle bestraf. Maar Jesus het hulle na hom geroep en gesê, laat die kindertjies na my toe kom, en verhinder hulle nie, want aan sulkes behoort die koninkryk van God. Voorwaar ek sê vir julle, elkeen wat die koninkryk van God nie soos 'n kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie. 'n Kindjie is baie eenvoudig en neem ook God se woord in eenvoud aan. Kinders is nie aangesiene nie, hulle geniet nie eer nie, maar hulle gee ook nie om nie. En gee vir hulle die 10 gebooie om te lees. En wanneer hulle lees heilig die Sabbat, dan gaan hulle interpretasie wees om die Sabbat te heilig. Dis die eenvoud van die woord. Dis hoe eenvoudig het is, dat 'n eenvoudige kind dit selfs kan verstaan. Ons hoef dit nie moeilik te maak, sodat ons dit kan herinterpreteer en ons eie lig daarop kan skyn nie. 'n kind kan dit verstaan. Dis eenvoudig vir die eenvoudige is. Spreuke 22 vers 4, die loon van nederigheid is die vrees van die Here. Dit is rykdom en eer en die lewe. Christus het homself verneder deur om sy hemelse woning te verlaat, om vir sondaars soos ons te kom sterf. En geen mens kan sy volger wees as ons nie bereid is om in eenvoud, om ook in nederigheid te volg nie. Maar dit gaan verg dat ons onsself moet verootmoedig voor hom. Ons gaan nederig wil wees. Ons gaan eenvoudig wil wees. Christus het homself verneder, ja, selfs tot by 'n kruis. Ons het nie die reg om in ons hoogmoed die skrif obskuur te maak, sodat ons dit in ons hoogmoed kan herinterpreteer nie. Om af te sluit, Filippense 2 vers 5 tot 8, laat hierdie gesindheid in julle wees, wat ook in Christus Jesus was, wat alhoewel hy in die gestalte van God was, dit nie as roof geag het om aan God gelyk te wees nie, maar homself ontledig het, deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem, in die gelykenis van mense geword het, en in uiterlik as mens bevind, het hy homself verneder, deur gehoorsaam te word tot die dood, ja, die dood aan die kruis. En laat hierdie gesindheid ook in ons wees. Laat ons nie onsself meer verhoog as wat Christus verhoog is nie. Laat ons Here volg. Hy het homself verneder. En sy vernedering is baie groter as wat ons vernedering ooit kan wees. Want ons is nie die seun van God wat onsself kan verneder om na 'n gevalle wêreld toe te kom nie. Maak nie saak wat ons vernedering is nie, dit kan nie groter wees as Christus se vernedering om mens te word terwyl hy sondeloos is nie. En mag hierdie gesindheid in ons wees. Mag ons eenvoudig wees. Mag ons die woord met eenvoudigheid van hart benader. In eenvoud interpreteer. In eenvoud lees. Want dis die hoogmoedige van hart wat die skrif wil moeilik maak. Sodat ons eie lig daarop kan skyn. Maar mag dit nie ons wees nie. En mag die Here ons genadig wees. Amen. Kom ons sluit die oë. Here, ons dankie vir die woord. En ons dankie dat die woord vir ons sê wat die dinge is wat u haat. Die dinge waarin wat u gruwel, wat 'n gruwel vir u is. Dankie dat die woord ons inlig oor hierdie dinge, Here, sodat ons kan weet wat dit is. En dankie dat ons kan weet dat oë van trots
vir U gruwel is. U haat dit. En so ook, Here, bid ons in hierdie oggend dat U ons sal help om onsself te verootmoedig voor U. En Here, of ons 'n geleerdheid het en of ons nie 'n geleerdheid het nie. Of ons soos die apostels is en of ons soos Paulus is. Ongeag, Here. Gaan dit ons, o Here, om eenvoudige harte te hê en om U in eenvoud te aanbid en om U woord in eenvoud te benader en te interpreteer. En gun dit ons hierdie krag van die Gees om gehoorsaam te wees daaraan, Here. Want is U woord. Maar lei ons in dit, o Here, want ons is nietige mense en ons is maar trots van hart. Maar wees ons genadig, want ons het baie genade nodig. Elke enkele een van ons. Here, ons kry nie alles reg nie. Maar wees ons genadig, Here. En lei ons in paaie van geregtigheid. Want Here, dis binne U mag om dit aan ons te gun. Ons vra dit nie omdat ons dit verdien nie, maar omdat U genade so groot is. En naam bo alle name Jesus Christus. Amen.